Goeiedag, hierdie is 'n graad 8, 9 en ouer video. Dit gaan oor irrasionale getalle. Ons wil weet tussen watter twee telgetalle hulle lê en nader aan watter een van daai twee weer. Eerstens telgetalle. Ons geskryf is NO in wiskunde en dit is 0, 1, 2, 3, 4 en so aan. Die irrasionale getalle waarmee ons gaan werk is wortel 10, wortel 29, wortel 136 en wortel 40. Ons wil weet tussen watter twee van hierdie getalletjies lê hulle en nader aan watter een en hoe werk dit? Ek gaan ons redelik vinnig hier deurbabbel. Hier sit ons eerste irrasionale getal waarmee ons gaan werk. Dit is wortel 10. Ons wil weet tussen watter twee telgetalle lê hy? Hy is definitief meer as wortel 9, wat ons nou 3 is. En hy is kleiner as wortel 16. Nie skrik omdat ek so groot gat hier gelos het nie. So wortel 10 lê tussen wortel 9 wat se antwoord ons ken en wortel 16 wat se antwoord ons ken, wat 4 is. So ver lê hy tussen 3 en 4. Dit word baie keer in vraestelle gevra. Tussen watter twee telgetalle lê wortel 10, dan moet jy net sê tussen 3 en 4. Nou wil ons 'n bietjie dieper gaan en ons wil nou uitvind, lê hy nader aan die 3 of nader aan die 4 en hoe naby? Ek het gou al die wortels gaan neerskryf. Ek het begin by wortel 9, toe 10 wat ons soek, en toe wortel 11, 12, 13, 14, 15 en toe wortel 16. Nou moet ons kyk waar lê hy tussen hierdie mannetjies. Ons gaan dit nie elke keer doen met elke voorbeeld nie. Jy moet 'n gevoel kry van die eerste een af. So hy lê baie naby aan hierdie 9 en baie ver van die 16 af. Wat ek van hou is om die middel te kry. Nou hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6 oudjies tussenin. So as jy het soort van organiseer net vir jouself. Jy sien as ek hierso 3 van hulle vat en 3 van hulle, lê hy selfs in die begin van hierdie 3. So die middel sou omtrent hier gewees het. 3,5 of die helfte sou omtrent hier gewees het. Jy hou dalk van 3,5 of jy hou dalk van 3,5. Ek skryf maar al twee vir jou. So hy lê definitief ver onder 3,5, maar hy lê bokant 3. So hierdie wortel 10 is net bokant 3. Nou moet jy hierdie wortel 10 op 'n getallelyn kan aandui. En ek gaan vir jou wys hoe doen ons dit. Eerstens weet jy hy lê tussen wortel 9 en wortel 16. So as die getallyn gevat en 'n 2 geskryf en 'n 3 en 'n 4 en 'n 5 en hom op skaal geteken. Nou nie skrik vir my getalle nie. Ek het die 16 gevat, toe minus ek die 9 van hom af, toe kry ek 7, toe skryf ek dit daar, toe deel ek dit deur 2, toe kry ek 3,5. So met ander woorde, om en by weet ek, 9 plus 3,5 geef my so 12,5, dit sal omtrent in die middel wees, en enigiets meer as 12,5 onder 'n vierkantswortel sal die kant toe lê. Nou nie skrik vir my lelike getalle nie. Vir skooldoeleindes moet jy net weet, hy lê met ander woorde bokant 3, maar onder 3,5. So met enige plek tussen 3,5 en 3 sal reg gemerk word as jy hom op 'n getallelyn moet merk. Ek herhaal net weer, jy vat die twee vierkantswortels wat uitwerk, minus weerskante van hom, minus hulle van mekaar af, kry die afstand om en by, kry omtrent die middel, en kyk of hy onder of bo die middel sal lê. Ek het 'n video gemaak waarmee jy mens presies kan uitwerk wat die antwoord is sonder 'n sakrekenaar, maar dit is nie syllabus nie, so moet dit nie doen nie. Ek gaan redelik vinnig deur die volgendes gaan. Die volgende een is ons met die wortel 29 bepaal. Waar lê hy? En tussen watter twee getalle en nader aan watter een van die twee. As jy hierdie deel nie verstaan nie, dan moet jy die video maar net stop. Hy lê tussen wortel 25 en wortel 36. Dan trek ek die 36 minus 25 van mekaar af, dan kry ek so om en by 11, die helfte van daai is 5,5. So 5,5 sal hier so by hierdie swart streepie lê. So in 29 is 4 by 25 getel, so dis minder as 5 wat ek bygetel het, so hy lê net onder die helfte. So hy sal lê tussen 5 en 6, en hy sal nader aan die 5 lê, maar net onder 5,5. Die volgende irrasionale getal wat ons wil uitvind is in watter twee telgetalle hy lê, is die wortel 136. Jy moet weet, hy lê tussen wortel 121 en wortel 144. 121 se wortel gee vir jou 11, en 144 se wortel gee vir jou 12. Hy moet tussen daai twee lê, want die getalletjie lê tog tussen daai twee getalle. As ek hulle minus van mekaar af, die 144 minus 121, gaan ek so om by 23 kry. Die helfte van dit is omtrent so 11,5. Hierdie moet jy nie uitwerk nie, moet dit net probeer verstaan. En dan moet jy insien dat 136 onder die vierkantswortel is meer as 11 boontoe. As ek 11 hier bytel, kry ek so 32. Ek is oor die 32 definitief. So hy lê bo kan die helfte, maar onder die 12. So wortel 136 lê tussen 11 en 12 en nader aan 12. Die laaste een van die video vra vir ons wortel 40. Ons weet hy lê tussen wortel 36 en wortel 49, so hy lê tussen 6 en 7, nou net nader aan watter een? Die verskil tussen 49 en 36 is dan 13, die helfte is omtrent so 6,5. Indien ek 6 by die 36 tel, gaan ek by 42 uitkom, en hierdie ou sal klaar onder die 40. So maar hy sal onder die middel lê. Nader aan die 6, maar nog steeds onder 6,5.
So die doel van die vraag wat sê tussen watter twee getalle lê 'n irrasionale getal is dat jy dan as jy die sakrekenaar druk en 'n antwoord kry, weet, dit moet omtrent daai antwoord wees of ek het heeltemal dalk per ongeluk verkeerd gedruk. En dan moet jy kyk tussen watter twee getalle hy wees, moet jy kan vir jouself kan sê tussen watter twee getalle lê hy en dan as jy sterk is, moet jy kan sê nader aan watter een van daai twee lê hy weer en hoekom. Niemand gaan vir jou dit vra nie, dis net vir jouself. Laastens het ek gou 'n vraag uit Zilliger se Prac Maths van graad 9 gehaal en gaan gou vir jou die vraag en antwoorde gee. Eerstens moet jy net oplet, waar lê minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, al die persmerkies. Eerstens vra hulle, wat is die natuurlike getalle? Dit sal al die blaues wees. Stop asseblief die video en kyk vir jouself. Die volgende vra hulle die heelgetalle. Hulle het ek daar so geel-oranje vir ons gaan merk. Stop die video en kyk of jy dit kan insien. Volgende vra hulle vir ons die negatiewe rasionale getalle. Stop asseblief die video, dis al die groenes. En laastens die rooies, hulle vra vir ons die irrasionale getalle op hierdie lyn. Dis al die rooitjies wat jy hierso sien. Ons het net met die positiefes in die begin van hierdie video gewerk, maar hierso het hulle die negatiefes ook vir ons uitgewys. En dan moet jy te verstaan, waar ek die twee rooi pyle getrek het, dat wortel 5 gaan naby aan 2 lê en tussen 2 en 3 en wortel 14 gaan naby aan 4 lê en tussen 3 en 4. En baie wat jy baie mee gaan werk, gaan baie naby aan 3 lê, want hy is 3,14. Asseblief as jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus aan op die kanaal. Indien daar enige skoolwiskunde probleem is waarin jy vasloop wat jy nie kan oplos nie, kan jy die probleem vir ons aanstuur met 'n WhatsApp foto na hierdie nommer toe. Ons sal vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur. As jy enigiets van die video ook nie verstaan nie, stuur net vir ons die probleempie met 'n fotootjie na ons toe, dan ons vir jou 'n videoetjie maak of jou antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.